Dit bring ons by die derde belangrike vraag, en dit is, wat maak ons met die evolusieteorie? In Genesis 1 vers 1 lees ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Isaac Newton het gesê, gravity explains the motion of the planets, but it cannot explain who sets the planets in motion. In ons studie sover het ons gekyk na, is daar werklik 'n God? En ons het gekyk na die skepping, ons het gekyk na die sterre, ons het gekyk na die aarde, ons het gekyk na die mens, en ons het tot die konklusie gekom, daar moet 'n God wees. Maar ons kon nog nie gesê het wie die God is nie. En die tweede vraag wat ons gevra het, is die Christelike geloof die ware enigste geloof? En ons het gekyk rondom die geskiedenis en die gebeure rondom die kruis, en al die ooggetuies en die sekulêre beskrywing rondom Jesus, en ons het gesê, Jesus Christus is werklik wie hy sê dat hy is, en die Christelike geloof is waar. En vandag se studie kyk ons na die evolusieteorie. Nou, hoekom is dit so belangrik? Ek dink dat baie Christene, baie gelowiges, en dalk jy ook, hang die evolusieteorie aan en maak 'n byeenkom, bring die twee bymekaar en probeer die Christelike geloof en evolusieteorie versoen. En jy kan dit nie doen nie. In hierdie studie gaan ek vir jou wys, ek gaan vir jou probeer wys waarom Darwin se evolusieteorie en die Bybel nie versoenbaar is nie. Of die een is reg, of die ander een is reg, maar albei kan nie reg wees nie. So, wat maak ons met evolusie? Ek wil 'n paar gedagtes met jou deel, want as ons mooi dink hieroor, of Darwin is reg, of die Bybel is reg. Darwin gaan vir die veronderstelling af uit dat daar nie 'n God is nie. So sit jy gou in Darwin se skoene. Darwin glo daar's nie 'n God nie. Wat moet hy doen? Hy moet gaan redes soek en sinvolle beskrywings soek van waar alles vandaan kom, sonder om God in te trek. Vir my en jou om Darwin se teorie aan te hang, is eintlik om 'n streep weg te gee van die waarheid, 'n tree weg te gee van 'n beter antwoord. So hier's 'n paar oorwegings. Nommer 1, ons gaan na 4 goed kyk, wat vir my en vir jou gaan help, om dalk net 'n bietjie vastigheid te kry, oor hoekom ek en jy Darwin se teorie behoort te verwerp. Die evolusieteorie is presies dit, dis 'n teorie. Nou wat is 'n teorie? 'n Teorie in sy eenvoudige vorm, is wanneer ek gaan, en ek wil iets bewys, wat tans nie, verklaarbaar is nie, en ek soek 'n verklaring daarbey, en dan moet ek sekere wetenskaplike goed bymekaar sit om 'n teorie te bou. So, wat ons verstaan van 'n teorie is, dit is nog nie bewys nie, dis 'n vermoede, 'n spesmaas op sy beste. Nou hoor wat sê Romeine 1 vers 19 tot 20. Wat 'n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik. Want God het dit binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af, kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat hy werklik God is. Nou net daai paar verse. Darwin moes moetswillige besluit neem en te sê hy verwerp die bestaan van God. En dis waarom hy hierdie teorie moes ontwikkel. 'n Teorie se bedoeling is daarom om 'n moontlike rede of 'n verklaring te gee vir iets wat tans onverklaarbaar is. Nou hoekom is dit onverklaarbaar? Want hy kan God nie aanhang nie. Vir my en jou wat God aanhang, het ons nie nodig om die teorie aan te hang nie, want ons weet wie God is en ons het die Bybel, ons glo die Bybel is waar, ons glo die skrif is deur God geïnspireer en daarom het ons 'n verklaring. God het alles gemaak. Dis die einde van die storie. So, kom ons kyk na nog 'n belangrike oorweging. En dit is, die evolusieteorie is nie net 'n teorie nie, maar, soos ons reeds gesê, dit veronderstel dat God nie bestaan nie. Psalm 14 vers 1 het ons reeds na gekyk, dit sê, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Onthou nou, as ek van die standpunt af uitgaan, dat God nie bestaan nie, dan sit ek my hande vol, want waar kom alles vandaan, en hoekom het alles bestaan, en soos ons reeds hieroor gepraat het, ek en jy het nie nodig om met daai probleem te deel nie. Hy het nodig, en daarom moet ons nie toelaat, dat sy probleem ons probleem word nie. Ons hang sy teorieë aan, omdat hy 'n teorie moes ontwikkel, vanuit sy eie disposisie, dat God in sy verwysingsraamwerk nie bestaan nie. Ek en jy het nie daai probleem nie, en daarom hoef ek en jy nie sy teorie aan te hang nie. Die derde belangrike oorweging wat ek en jy vir mekaar moet sê is, die evolusieteorie veronderstel dat die dood lewe bring. En hier is 'n belangrike probleem, moenie net hierdie ene verbygaan nie. Luister nou mooi wat ek vir jou sê is, die Here het baie duidelik Adam en Eva gemaak met die bedoeling dat hulle ewig moet lewe. En toe het hulle in sonde geval, daar was geen dood op die skepping, voordat Adam en Eva die sonde gedoen het nie. Dit is baie duidelik volgens Romeine 3 vers 23 en Romeine 6 vers 23, dat die eerste dood eers in die wêreld ingekom het, Genesis 1 tot 3, nadat Adam en Eva sonde gedoen het. So, volgens die woord het dood gekom as gevolg van sonde. Maar Darwin se teorie swaai dit om.
Want onthou, hier was 'n organisme, die organisme het gegroei en die vorige organisme het doodgegaan. Hierdie organisme wat nou 'n bietjie gegroei het nog 'n bietjie gegroei, die vorige organisme moes doodgaan. En eintlik kry ons 'n siklus van dood, lewe, verbetering, dood, lewe, verbetering, dood, lewe, verbetering, dood, lewe, verbetering. En op die einde van die dag kry jy hierdie aapmens, jy kry hierdie groter aapmens en dan kry jy die mens. Weet jy hoeveel geslagte van die aapmens, mens, aap, wat ook al organisme moes afgesterf het, dood gegaan het, voordat ons 'n mens gekry het. As jy Darwin se teorie aanhang, verwerp jy eintlik die Bybel. Jy verwerp die hele evangelie, want die evangelie is juis hierop gebaseer, dat Jesus Christus het gekom, omdat ons dood is vir sonde, om ons die ewige lewe te gee, sodat ons verlos kan word van dood. In Darwin se teorie is dood eintlik die gewer van lewe. Dis heeltemal kontrasterend en totaal en al onversoenbaar met mekaar. En daarom kan ek en jy nie Darwin se teorie aanhang nie. En dit bring ons by die laaste gedagte. En dit is, wat was eerste? Die hoender of die eier? Die hoender of die eier? Want jy kan nou vir my sê, ja maar Johan, as ons na die aarde kyk, dan kan ons sien die aarde is baie oud. Dis hoe lank dit vat van steenkool om na diamant te gaan. Dis hoe lank dit vat vir spoelklippe om te ontwikkel, hoeveel duisende liters moet. Maar ek wil 'n nuwe oorweging vir jou gee. Sê gou vir my, wat het God gemaak? Het hy hoenders gemaak of het hy eiers gemaak? Ek en jy weet dit, hy het hoenders gemaak. Hy het diere gemaak. Wat was Adam en Eva toe hulle gemaak is? Hulle was mense. Hulle was reeds mense oud genoeg om te kon voortplant. Hulle was nie babietjies nie. God het Adam en Eva reeds volwasse gemaak. In my opinie dalk 30, maar kom ons debatteer nou nie oor hoe oud Adam en Eva was nie, maar ten minste was hulle oud genoeg om voort te plant. Wie is die gedagte? As die Here dan vir Adam en Eva volwasse gemaak het, en hy het die hoenders volwasse gemaak, hy het al die diere volwasse gemaak, hy het die bome en plante alles klaar volwasse gemaak, want dit moes vrugte dra, want die diere moes eet, almal moes eet. Hoekom kon hy die aarde nie reeds volwasse gemaak het nie? Natuurlik het hy die aarde volwasse gemaak. En dis wat ek en jy moet onthou. So die sekulêre idee dat die aarde 4.5 biljoen jaar oud was, is al klaar 'n probleem, want wat gebruik hulle om dit te bepaal? Koolstoftoetse. Koolstoftoetse wat hulle self besluit het hoe oud die koolstof is. Hulle gebruik koolstof wat hulle self besluit het hoe oud dit is. Hulle het hulle liniaal gemaak en self besluit hoe lank hulle liniaal moet wees. En nou meet hulle met hulle eie maatstaf. Goed. En dis nie 'n objektiewe manier om wetenskap te doen, volgens my opinie nie. Maar hoe dit ook al sê is, as die Here dan koolstof oud gemaak het, dan pas dit binne die raamwerk dat die aarde 6000 jaar oud is. En daarom het ons nie nodig om dit te betwyfel nie. So, wie's reg? Dis 'n keuse wat ek en jy kan maak. Ek en jy moet kies. Is Darwin reg of is die Bybel reg? Albei kan nie reg wees nie en dit is totaal en al onversoenbaar. Die oomblik wanneer ek dit begin versoen, gaan die penny val en hy gaan nie na die Bybelse kant toe val nie. Hy gaan wegval. En ek gaan goed begin najaag wat my geloof gaan afrokkel. So wat was eerste? Die hoender of die eier? Natuurlik die hoender. En daarom, God het Adam en Eva gemaak in die tuin van Eden. En hulle was gemaak nie uit ape uit, of uit enigiets anders uit microbiologiese organismes nie. God het hulle gemaak uit stof uit, soos wat die skrif leer. Dalk het ons dit ligtelik bedoel, en dalk 'n grappie daarvan maak, maar ek dink hier is 'n baie ernstige saak, wat ek en jy ernstig moet oorweeg, en jy moet kyk na jou eie lewe. Het jy van Darwin se teorieë in jou geloof ingebou? Glo jy goed wat skadelik is vir jou geloof? Ek en jy moet vandag 'n keuse maak. Glo ons die woord of glo ons Darwin? Hulle is onversoenbaar met mekaar.